Goeiemôre aan u, geliefde kind van die Here. En die naweek lê voor, ek hoop u gaan dit baie geniet. Maar kom ons luister eers na die woord van die Here. Ek praat vanmôre oor the Lord preserve the faithful. Maar eers ons bidkos vir die dag, ek het nie vergeet nie. As jy my ontmoet en jy vergeet van my, het jy niks verloor nie. Maar as jy Jesus Christus ontmoet en jy vergeet van hom, het jy alles verloor. Dis nie hy wat begin nie, maar hy wat volhard tot die einde toe, wat die prys van die ewige lewe sal ontvang. Die ewige lewe is 'n gawe wat God ons gee deur Jesus Christus. Daniël 3:17. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Dit was koning Nebukadneser wat Daniël se 3 vriende in die vuuroond wou gooi omdat hulle nie voor die beeld wou kniel nie. Ek ken die verhaal, né? Daar is net een ware verlosser wat ons uit sulke gevare kan verlos, né? Jesus red jou siel van die ewige oordeel. Hy red ons uit die sondemag, dat sonde en ongeregtigheid nie meer oor ons sal heers nie. Hy red ons uit doodsgevare, waarvan ons almal vanoggend kan getuig. Hy red ons uit vervolging en verdrukking. Ons dink maar net aan die apostels van ouds wat gedurig vervolging moes deurstaan. Ons hoor ook dikwels van Christene wat vervolg word in die Midde-Ooste en die vervolging neem net by die dag toe. En daar was Daniël en Daniël se 3 vriende ook 'n goeie voorbeeld daarvan in die geskiedenis van die Ou Testament. Paulus se beste raad aan ons is om te volhard in sulke moeilike tye waar ons verdrukking ervaar. Veral verdrukking vir die vlees, né? Hy sê in die wêreld sal julle verdrukking hê as julle 'n godsvrugtige lewe wil lei, maar ons moet goeie moed hou. Skep moed vandag, geliefde, want Jesus het alles vir ons oorwin, sodat ons elke dag se verdrukking kan deurstaan. En nadat ons alles volbring het, staande kan bly om die ewige lewe vir altyd saam met die Here te geniet. Is dit nie 'n vooruitsig wat ons sal laat volhard tot die einde toe nie? In die wedloop van hierdie lewe is dit 'n goeie begin om Jesus te aanvaar as ons redder. Inteendeel, geen mens moet so 'n geleentheid laat verbygaan nie. As Jesus aan jou hartsteer klop vanmôre, maak vinnig oop en nooi hom in om deel van jou lewe te word. Maar dit help nie, ons beginne maak nie klaar nie, né? Hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie net vir my alleen nie, maar vir ons almal, wat sy verskyning liefhet. In die vuur van vervolging, waardeur Daniël en sy vriende moes gaan, was die Here self saam met hulle in die vuuroond om hulle uit te red. Hy vat jou deur die vuuroond sonder enige nagevolge, want alles, maar alles, werk vir ons as kinders van die Here ten goeie mee. Onthou dit, jy's dalk vandag in 'n vuuroond. Probleme, vervolging, wat dit ook al mag wees, maar word bewus van die Here se teenwoordigheid. Hy is daar om jou uit te red en hy sal sy woord oor jou getrou vervul. Kom ons eindig vanmôre met Psalm 31 vers 23. Onthou, ons praat oor the Lord will preserve the faithful. Hoe getrou is jy teenoor jou wandel met die Here? O love the Lord, all jy his saints, for the Lord preserve the faithful. God is met ons tot aan die volëinding van hierdie aarde, en hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is ons helper, en ons weier om te vrees. Wat sal 'n mens aan my doen? Die Here self bewaar ons, help ons, sluit ons in van voor en agter. Hy trek voor ons uit, hy dek ons agterhoede, hy gee sy engele aangaande ons bevel, sodat ons bewaar sal word op al ons weë. Geniet die dag, geliefde kind van die Here. Amen.